Lukas 20. Op een van daardie dae, toe Jesus by die tempel besig was om die volk te leer en aan hulle die evangelie te verkondig, het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes saam met die familiehoofde nader gestaan en hom gevra: Sê vir ons, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie is dit wat hierdie gesag gegee het? Hy antwoord hulle: Ek gaan julle ook iets vra en julle moet my dan sê, die doop van Johannes, kom dit van God of van mens af? Hulle redeneer toe onder mekaar: As ons sê van God af, sal hy sê, waarom het julle dan hom dan nie geglo nie? En as ons sê van mense af, sal die hele volk ons stenig, want hulle is daarvan oortuig dat Johannes 'n profeet is. Toe antwoord hy hulle dat hulle nie weet waar dit vandaan kom nie. Daarop sê Jesus vir hulle: Dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Verder het Jesus aan die volk hierdie gelykenis vertel: Daar was 'n man wat 'n wingerd aangeplant en dit aan boere verhuur het. Daarna was hy 'n hele ruk weg van die huis af. Toe die tyd was daarvoor, stuur hy 'n slaaf na die boere toe om sy deel van die wingerd se opbrengs te gaan haal, maar die boere het die slaaf geslaan en met liane weggejaag. Die eienaar het weer geprobeer en 'n ander slaaf gestuur, maar hulle het hierdie een ook geslaan en uitgeskel en met liane weggejaag. Die eienaar het nog 'n keer geprobeer en 'n derde slaaf gestuur. Hulle het hom geslaan dat die bloed loop en hom uit die wingerd uitgegooi. Toe sê die eienaar van die wingerd: Wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde seun stuur, miskien sal hulle hom ontsien. Maar toe die boere hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer: Dit is die erfgenaam die. Kom ons slaan hom dood, dan is die erfenis onsse. Toe gooi hulle hom uit die wingerd uit en slaan hom dood. Wat sal die eienaar van die wingerd dan met hulle doen? Hy sal kom en daardie boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. Die wat het gehoor het, sê toe: Nee, dit moet nie gebeur nie. Maar Jesus het hulle aangekyk en gesê: Wat beteken hierdie skrifwoord dan? Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Elkeen wat op hierdie klip val, sal verpletter word. Elkeen op wie hy val, sal hy vermorsel. Die skrifgeleerdes en die priesterhoofde het besef dat Jesus met hierdie gelykenis op hulle geinspeel het. Daarom wou hulle sommer daar en dan gevangen neem, maar hulle was bang vir die volk. Hulle het hulle kans afgewag, te stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voorgedoen het om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vastrek, sodat hulle hom aan die owerheid gesag van die gouverneur kon uitlewer. Hulle vra hom toe: Meneer, ons weet dat u in die prediking en onderrig regsinnig is. U let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil van God bekend. Is dit reg dat ons aan die keiser belasting betaal of is dit nie? Maar Jesus het deur hulle slimstreek gesien en vir hulle gesê: Wys vir my 'n muntstuk. Wie se kop en naam is daarop? Hulle antwoord toe: Die keiser se. Toe sê hy vir hulle: Nou ja, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Hulle kon dit nie regkry om hom voor die volk vas te trek op iets wat hy gesê het nie. En verwonderd oor sy antwoord het hulle maar stil gebly. 'n Aantal Sadduseërs, dit is die mense wat ontken dat daar opstanding uit die dood is, kom toe nader en vra vir Jesus: Meneer, Moses het vir ons voorgeskryf, as iemand 'n getroude broer het wat kinderloos sterwe, moet hy sy broer se weduwee trou en sy broer se kinders verwek. Nou is daar 7 broers, die oudste het getrou en kinderloos gesterwe. Ook die tweede en die derde het met die weduwee getrou en kinderloos gesterwe. En so het dit met al 7 aangegaan. Daar het die vrou ook gesterwe na dit. Die vrou nou, wie se vrou word, sy met die opstanding. Al 7 het haar mos as vrou gehad. Jesus sê vir hulle: In hierdie wêreld trou die mense met mekaar, maar die wat waardig geag is om deel te hê aan die toekomstige wêreld en aan die opstanding uit die dood, trou daar nie meer nie. Hulle kan ook nie meer sterwe nie. Hulle is soos die engele. Hulle is kinders van God omdat hulle uit die dood opgestaan het. Dat die dooies opgewek het, Moses ook aangedui waar hy in die gedeelte oor die doornbos praat van die Here, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Hy is nie 'n God van die dooies nie, maar van die lewendes. Want by hom leef vir almal.
Toe sê sommige van die skrifgeleerdes, meneer, u het 'n goeie antwoord gegee. Hulle het nie meer gewaag om hom 'n enkele vraag te stel nie. Maar Jesus het vir hulle gevra, hoe kan hulle dit sê dat die Christus die seun van Dawid is? Dawid sê tog self in die boek van die Psalms, die Here het vir my, Here, gesê, sit aan my regterkant, tot ek jou vyande aan jou onderwerp het. Dawid noem hom dus Here. Hoe kan hy dan sy seun wees? Terwyl hy die hele volk na Jesus luister, sê hy vir sy disippels, pas op vir die skrifgeleerdes wat graag met hulle deftige klere aan rondstap. Hulle hou van die begroetings op straat, die voorste bank op die sinagoges en die ereplekke by die maaltye. Dit is hulle wat die huise van die weduwees inpalm en vir die skyn lang gebede opsê. Hulle sal baie swaar gestraf word.